Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels. Beskerm jou denke. Ja, ons het mos nou deur die wapenrusting gegaan en ek het nou die swaard behandel, ek het die skild behandel en ons is nou by die helm van verlossing. En 'n goeie punt om by te begin is om net seker te maak waar sonde vandaan kom en hoe die duiwel 'n mens aanval. En ons sal agterkom in vandag se lewe, veral die laaste jaar, 2 jaar, val die duiwel verskriklik aan op die mens se identiteit. Dat ons identiteit word aangeval en dat ons nie altyd bewus is dat hy besig is om te doen nie, maar 'n mens kan werklik waar dit sien deur die woke movement, hierdie LGBTQ movement en dat dit is regtig net 'n groot nes van confusion wat die Satan besig is om te versprei. Dat mense weet nie meer wie en wat hulle is nie. En dit is nie net van toepassing op die mense in die wêreld nie. Hy doen dit met die kinders van God ook. Hy doen dit met die gelowiges ook. Want as hy jou identiteit kan wegvat en jy weet nie wie jy is nie, dan het hy die oorlog half gewen. So kom ons gesels en ons gaan kyk eers na Jakobus 1 vers 14 en 15. Wat sê: maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hier kan ons duidelik sien, mense, dat enige sonde gebeur nie net sommer van self. Kom ons kry dit net duidelik dat geen sonde ontstaan net uit die bloute nie. 'n Mens besluit nie net sommer jy staan op en hoor jy ek gaan 'n persoon nou skiet nie, of dit kom met 'n begeerlikheid, 'n gedagte, 'n hartsbegeerte. Dit begin van binne af. En die begeerlikheid word geplant in jou gedagtes, in jou denke. En wat dan gebeur is dat 'n mens begin daardie gedagtes, soos die Engelsman sê, you are entertaining that thought and you are really as 'n mens ook kan sê jy's besig om dit te koester en jy's besig om daai saadjie wat die vyand geplant het in jou gedagtes, is jy besig om water te gee. As ons gaan kyk na Jakobus 4 vers 17, dan sê dit vir ons baie duidelik: wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So dis 'n duidelike waarskuwing vir enige kind van die Here, dat as jy weet wat verkeerd is en jy hou nie op daarmee nie, dan is dit sonde. As jy weet wat om te doen wat goed is en jy doen dit nie, dan is dit sonde. En dis wanneer ons die Heilige Gees bedroef, want die persoon wat ons oortuig van sonde is die Heilige Gees. So, want die woord is duidelik dat die Heilige Gees oortuig van sonde, en ons moet net besef dat ons het die Heilige Gees se leiding nodig. En as hy vir ons gewys het wat verkeerd is in ons lewens, dan moet ons gehoorsaam wees aan dit, en dan ons kan dit ook in die woord sien. Die woord sal ons ook lei en ons wys wat verkeerd en wat reg is. So, en dan as 'n mens verder op daai onderwerp gaan, dan kyk 'n mens na Spreuke 16 vers 30. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Hy wat sy oë toemaak, dit is amper soos asof jy begin nou al droom oor hierdie ding. So, mens moet baie versigtig wees dat jy nie saad wat die vyand kom saai het by jou nie, dat jy dit begin koester
en iets soos die Engelsman sê entertain nie, dat jy dit werklik waar deel maak van jou en dan later begin jy selfs droom daarvan. Dan het jy al reeds so kwaad gedoen want dan is jy besig om werklik waar daai begeerlikheid is besig om jou weg te step en te verlok. Want dit gaan dan sonde baar. Filippense 3 vers 19 wat my baie herinner aan my jonger dae en hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Nou, hier kom ons nou by iets aan. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Weet jy, dit is laat my herinner toe ons as 'n klomp pelle altyd toe ek in die wêreld nog was, is dat ons het uitgegaan en gaan kuier. Toe was ons nog op skool gewees. En raai wie het die meeste eer gekry die maandagooggend by die skool? Die ou wat die dronkste was op die party. Die ou wat die meeste drank biere kon gedrink het of die meeste gedrink het, wat die dronkste was. Hy is die ou wat die meeste eer ontvang het by die skool. En dit wys jou net dat die wêreld dink oor sekere dinge baie anderste. Dit wat eintlik 'n skande is vir hulle 'n eer. So ja, omdat hulle aardse dinge bedink. En dan as ons na Spreuke 23 vers 7 gaan, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Soos hy in sy siel bereken, so is hy. Wat dit beteken is dit waaroor jy jou gedagtes vul, dit wat jy bedink, dit wat in jou gedagtes aangaan, dit wat in jou hart aangaan, dit is hoe jy is. So, ons gaan later weer 'n bietjie terugkom na die gedeelte en wanneer ons na 'n ander versie gaan kyk, wat dit nou vir jou bietjie duideliker gaan verduidelik. En dan kan 'n mens net Efesiërs 6 vers 17 gaan lees. En is Jesaja 59 vers 17, ek gaan dit nie alles deurgaan nie, ek gaan net by 1 Tessalonisense 5 vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, dis nou, hy praat hier van kinders van die Here, want ons is van die dag, ons is van die lig, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Nou, as jy die vraag het, wat vir jou verduidelik, of jy vra vir jouself nou, die hoop op die saligheid. Nou, wat is die saligheid? As hy praat van die helm van verlossing, wat is die verlossing? Nou gaan ons na die welbekende versie, Johannes 3 vers 16, maar ons gaan 16, 17, 18 lees, sodat jy 'n volledige prentjie kan kry. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Dit sê baie duidelik dat die Here het gekom om ons te kom red. Hy het nie gekom om ons te veroordeel nie. Die Here wil geen persoon eendag veroordeel in die hel in nie. Dit is jou eie keuse. Hy sê dit daarso is omdat jy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. So dit is elke mens se eie keuse. Die keuse word voor jou gelê en jy moet die keuse maak. Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Halleluja, ja. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde.
Ja, Jesus het die volle prys betaal. Ons sal dit nooit kon reg gekry het nie, want ons is nie perfek nie, ons is nie volmaak nie. Hy was, en daarom was sy bloed goed genoeg gewees om vergifnis van sonde vir ons te bewerkstellig. Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Sonder verdienste geregverdig. Ons word deur genade gered. Daar's jy hoef geen werke te doen vir die Here om gered te word. Jy moet hom net jou sondes bely en hom aanneem en dan sal jy gered word. Maar ons doen die werke omdat ons geloof en ons liefde vir hom dit jy doen dit omdat jy lief is en jy dankbaarheid het teenoor hom. Dit is amper soos met jou ouers. As jou ma jou iets vra om te doen, dan gaan doen jy dit, nie omdat jy gedwing word om dit te doen nie, maar omdat jy lief is vir haar, omdat sy vir jou lief is en sy soveel vir jou gedoen het in die lewe. Wil jy dit graag vir haar doen? En dit is presies dieselfde prinsip met jou verhouding met Jesus Christus. Jy word deur genade gered, maar die werke wat jy doen is omdat jy lief is vir hom, omdat jy 'n disipel van hom is. Jy wil hom volg uit dankbaarheid vir dit wat hy gedoen het, want hy het die volle prys betaal. Nie halwe prys nie, hy het sy volle prys betaal. Romeine 6 vers 1 en 2. Hierdie gedeelte wil ek net ook lees, want sommige mense wil die genade as 'n verskoning gebruik om te bly sondig, en dit werk ongelukkig nie so nie. Dit werk nie so, die woord is baie duidelik. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons moet onthou, God is lig. Jy kan nie met sonde mors en dink jy is nog in die lig nie. Jy wandel dan in die duisternis. Wandel in die lig en raak ontslae van al hierdie klein dingetjies en goeters wat jy weet die Heilige Gees jou al van oortuig het. Raak ontslae daarvan, sodat die Heilige Gees in jou tempel kan kom inwoon, want ons is 'n tempel. En ek wil in 'n skoon huis bly. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil in 'n skoon huis bly en ek wil graag my huis skoon maak sodat die Heilige Gees ten volle sy werk deur my kan doen, dat ek sy stem duidelik kan hoor, dat ek werklik waar die Here kan verheerlik met my wandel in die lewe. Nou, ek het vroeër toe ek begin het ek gesê dat die duiwel val verskriklik ons as kinders van die Here aan. En wie is ons nadat ons gered is? En dit moet elke kind van die Here weet. Jy moet presies weet wie en wat jy is in Christus Jesus. Baie mooi versie vir my is 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons is 'n uitverkore geslag, mense. Jy's 'n koninklike priesterdom. My volgende video gaan ek die borswapenrusting behandel en daar gaan ek julle 'n versie in die Psalms wys wat sê dat die priester met geregtigheid bekleed moet wees. Nou ons is 'n koninklike priesterdom. Hoekom is ons 'n priesterdom? Want ons het 'n hoëpriester wat in die hemel is, wat vir ons intree. En ons is sy priesters wat onder hom werk hier op aarde. En ons is 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry. Ons is 'n liggaam, ons is Christus se volk. Nou goed.
Dan kan jy verder ook gaan lees in Openbaring 1 vers 6, waar hy weer ook praat van konings en priesters. En dan Romeine 8 vers 16 tot vers 23 is 'n lang gedeelte. Ek gaan nie daardeur lees nie, maar ek gaan vir julle verduidelik dat hier praat hy van dat jou gees saam met jou gees getuig dat jy 'n kind van God is. En as jy 'n kind van God is jy 'n erfgenaam van God se koninkryk. En omdat jy 'n erfgenaam is, het jy soveel regte. Onthou, jy is nie nou meer 'n diensknegt nie. Jy's 'n erfgenaam. Jy's 'n kind van die hemelse Vader, van sy koninkryk. So, en dat jy sal ook sien hier van vers 19 af, dan verduidelik hy vir jou dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping, mense, besef julle dat die hele skepping wag vir die openbaarmaking van die kinders van God. Ons is God se kroon van sy skepping. En ons moet dit besef dat ons kan begin lewe uit oorwinning uit. Dis so waarvoor die wapenrusting daar is, sodat ons kan in oorwinning kan lewe, dat ons werklik waar kan die goeie stryd kan stry. Dan wil ek Job 22 vers 28 wat sê, besluit jy iets, dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn 'n lig. As jy in God se wil is en jy wandel in die lig en jy die Heilige Gees, jy's Heilige Gees gevul. Besluit jy iets. En dit kom weer daarop neer dat dit is altyd 'n aksie van ons af. Nader tot God en hy sal na jou nader, né? Staan op en word verlig. Dit is alles aksies van ons as mens. Onthou, hy is die pottebakker, ons is die klei. Ons onderwerp ons aan hom. Dan 2 Korintiërs 10 vers 5. Dan kan ons sien hierso, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Mense, hoeveel mense het julle nie in julle huise en in julle families wat die Here nie dien nie? Kom ons begin 'n bietjie oorlog voer en ek gaan in my volgende reeks gaan ek oor oorlogvoering praat en al die goed wat 'n mens moet onthou en wat die belangrikheid om geestelik oorlog te voer. En ons moet die grondgebied begin terugvat as kinders van die Here. Wat die duiwel so by ons gesteel het. Ons kinders, ons familie, dat ons hulle gedagtes in die geesteswêreld gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En dat ons ook self vir ons gedagtes sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Sodat as die duiwel kom om saad te saai in jou gedagtes en jou denke en met jou wil kom jou speel en jou dag wil kom omkrap, dat jy jou gedagtes sal gevange neem in die naam van Jesus Christus en dat dit gehoorsaam sal raak aan Christus. So, nou vra mense, alright, nou ek verstaan nou, ek moet my gedagtes, die duiwel val my deur my gedagtes aan in God. So, wat moet ek bedink? Is die volgende vraag. Daarvoor gaan ons na Filippense 4 vers 8. Wat sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Bedink dit. Baie duidelik, mense, bedink dit. En Galasiërs 5:22 sê ook vir ons baie duidelik, maar die vrug
van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek weet nie of julle al julleself gevang het dat julle partymal een van die vrugte van die vlees openbaar en dan moet jy na die tyd na die Here toe gaan en hom vra, Here, ek is jammer, ek weet ek was verkeerd geweest, ek het my meer te vinnig verloor of Here, ek het nou nie selfbeheersing toegepas in daardie situasie nie of Here, ek kon werklik waar vriendeliker gewees het in daardie situasie. Ons moet altyd waak daarteen en ons moet dit in ons gedagtes hou en dat ons sal besef dat ons moet die goed in Filippense 4 vers 8 bedink. Ons moet die vrug van die Gees begin toepas op ons lewens. Dit is so belangrik. Julle gaan sien as jy hierdie vrug van die Gees, as jy by geestelike oorlogvoering gaan kom, dan moet hierdie dinge al meestal onder die knie gekry wees. Jy moenie meer 'n kind van die Here wees wat melk wil hê nie. Jy moet nou al begin vaste kos eet. Ons begin dan na die vaste kosfase beweeg in ons lering. So Romeine 12 vers 17, 2 Korintiërs 8 vers 21 en Kolossense 3 vers 2. Ek gaan hulle almal agter mekaar lees want dit is net toe ek hulle al drie so bymekaar lees, toe is dit net vir my dit beteken net soveel meer. So kom ons begin met die Romeine 12 vers 17 eerste en dan die 2 Korintiërs 8 vers 21 en Kolossense 3 vers 2. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. Want ons bedink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Sê vir ons baie duidelik waar jou denke moet wees en waarmee jy jou gedagtes moet vul. Ten slotte, waarteen moet ons waak? Matteus 16 vers 23 sê dit vir my so mooi. Dit is 'n gedeelte waar Petrus nou net vir die Here gesê het dat hy die Christus is en toe sê hy ja, maar nie vlees en bloed het dit aan jou geopenbaar nie, maar God. En toe vra hy vir hom, maar wie dink julle is ek? En hy sê die Christus en alles. En hy begin toe vir hulle verduidelik dat hy sal moet sterwe. En toe sê Petrus vir hom, ja, dit sal nooit gebeur nie. Hy sal dit nie toelaat nie en wat. En dan kom ons by Matteus 16 vers 33. Dan praat Jesus en sê hy, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Mense, is ons soms 'n struikelblok? Ek weet ek was al soms. Ek weet dit. Maar ek probeer baie hard dat die Heilige Gees, daai olie, my lamp vul, dat ek werklik waar met die Heilige Gees gaan wandel en gehoorsaam probeer wees aan die Heilige Gees, sodat ek God se dinge bedink. Dat ek in die wil van God probeer sal wandel, dat ek werklik waar die hemelse dinge sal bedink en nie die dinge van mense nie. Dan kyk ons na Romeine 8 vers 5 en 7 ook, wat dit ook vir ons baie duidelik sê. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So
Ons moet versigtig wees dat ons nie vleeslik dink en dan in vyandskap met God is nie. Mense, daar's 'n stryd. En hoe meer ek soos die Heilige Gees my nou die afgelope paar maande geleer het en my gewys het, daar's 'n stryd. Daar's lig, duisternis, vlees, gees. Daar's konstant 'n stryd en Paulus praat baie van dit in Romeine. Die goed wat hy wil doen, dit doen hy nie en dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. So selfs Paulus het ook daai stryd gehad. Maar ons moet die goeie stryd bly stry. Ons moet volhard daarin. Die Here ken ons hart. Solank ons met 'n rein hart altyd sal probeer om hom te behaag en nou en na sy woord te luister en dit te bestudeer en te bepeins en werklik waar net elke dag uit te gaan en te sê, Here, ek wil net beter wees as gister. Kan ek nie net 'n bietjie beter wees as gister nie? En as jy dit elke dag gaan doen, gaan jy na 'n paar maande terugkyk en sê, werklik waar die Here is goed. Ek het werklik waar gegroei saam met die Heilige Gees, saam met die woord van God. Jy gaan 'n verskil in jou gebedslewe ervaar. Ek kan getuig daarvan. Dan wil ek Lukas 11 vers 34 is een van my ou teksgedeeltes in een van die vorige video's van die lamp van die Here. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Mense, wat neem jy in deur jou oë? En ek wil dit reguit nou sommer duidelik sê, waarna kyk jy op die televisie? Waarna kyk jy op jou selfoon? Het julle nie al gewonder dat 'n kind kyk 'n horror movie en die aand as hy gaan slaap, dan het hy nagmerries, dan wonder jy waar kom die nagmerries vandaan? Dit is vleeslike saad van die duiwel wat jy saai binne, toelaat dat dit gesaai word in jou kind se gedagtes. Ons as ouers is verantwoordelik om ons kinders se ingange na hulle siel en gees te beskerm. Ons moet dit beskerm. Dit is so belangrik. Jou Bybel sê dit duidelik. As jy jou oog nie reg is nie, as jy na verkeerde dinge gaan kyk, gaan jou liggaam ook nie reg wees nie. Mense vra hoekom ek sukkel dat ek om die Heilige Gees te ontvang of dat ek sukkel om die Heilige Gees te kan ervaar. Het jy al ooit vir die Here gebid en gevra, kom en deursoek my kamers en wys my wat se duisternis is daar? En dit help nie jy maak vandag skoon en môre dan pomp jy weer 'n klomp duisternis deur jou oë in jou liggaam in nie. Mense, dit mag mos vir mense baie snaaks klink, maar dit is feite. Dit is feite. Ons lewe ongelukkig in 'n era wat die mens so aangeval word met social media en televisie en daar's Netflix en al hierdie movies wat opkom. Waarna kyk jy? Wat neem jy deur jou oë in? Kom ons bid saam. Dankie liewe Jesus vir dit wat U vir ons op die kruis gedoen. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg om na U toe te kan kom en in U troonkamer te kom staan en vir U te kan loof en te kan prys en te kan sê dankie vir alles, Here. Kom o Heilige Gees en kom leer ons nog meer sodat ons denke kan beskerm, dat ons die helm van verlossing kan aansit, sodat ons daardie begeerlikhede was dat die saad gesaai word, dat ons dit sal laat sterf daar waar dit lê, dat ons dit nie sal koester nie, Here, dat ons nie dit daaroor gaan dink nie, dat ons nie daaroor sal droom nie, Here, sodat dit nie kan sonde baar nie. Ek loof U en ek prys U vir hierdie kosbare woord. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, saligmaker, koning en Heer, tot in ewigheid. Amen. Dankie mense, julle moet 'n fantastiese week hê. Ek hoop julle geniet hierdie boodskap en
Subscribe as jy nog nie gesubscribe het nie en druk die like knoppie ook as jy daarvan gehou het. Baie dankie.